Môre julle, ek hoop julle is wakker en julle het lekker geslaap en ek hoop julle sien uit na 'n heerlike vars nuwe dag in die Here se genade, 'n nuwe dag wat hy vir ons uitgekap het met hoeveel ure voordat jy gaan slaap? 12, 14, 16 ure van genadetyd wat die Here vandag vir ons gebring het. En ek hoop dat jy koffie drink en dat jy regmaak om die Here se lig te gaan skyn in die donker wêreld daar buite. Ja, ek wil vanmôre voortgaan. Ek gaan vir julle lees in Genesis 17 vers 1. Toe Abraham 99 jaar oud was, het die Here aan hom verskyn en gesê: Ek is God die Almagtige. Leef naby my en wees opreg. Wat 'n boodskap is dit nie vir 'n 99-jarige mens nie, nê? Dat die Here vir Abraham moes herinner wie hy was en vir hom 'n opdrag gegee het: lewe naby my. Weet julle, ons is so geneig om te dink dat geloof in God is iets wat ons moet gaan soek, nê? Ons onderstel dat as ons geestelike toerusting nou reg het, dan kan ons nou op God se frekwensie inskakel en ons kan nou by hom inval en dan het ons dit, nie. Of ons dink as ons so 'n bietjie meer godsdienstig is, dan gaan God net vir ons gebeur. En as ons so 'n bietjie meer gedra, dan gaan God vir ons so 'n bietjie meer goed wees. Maar weet julle, in hierdie gedeelte vanmôre kom die Here na Abraham toe en hy kom kondig homself aan. Hy stel homself voor in die Hebreëus as El Shaddai. Hy sê ek is El Shaddai. Nou hierdie term word vertaal as God die Almagtige. Ek is die Almagtige. Nou die presiese betekenis van dit is maar onseker, maar God kom na Abraham toe as 'n werklikheid. Nie as 'n toestand waarin ons onsself moet opwerk nie. Hy is 'n persoon wat ons konfronteer en hy eis dat ons hom sal erken deur in sy onontvlugbare teenwoordigheid te leef. Ek meen, dis wat hy vir Abraham sê: lewe naby my en wees opreg. Weet julle, ons praat baie keer van ons wandel met God asof ek en jy in beheer van hierdie reis is. Maar weet julle, hierdie opdrag van God beklemtoon die feit dat dit God is, die Almagtige, die een wat die bevelhebber is wat die reis voortloop. Soos wat 'n generaal sy leer in beweging hou. En ek en jy moet naby God wandel. En ons moet erken dat hy almagtig is. Ons moet ons onderwerp aan sy stem. Of ek en jy slaap of wakker is, of ons werk en of ons bid, of ons selfs ontspan. Ons leef en ons wandel naby God. Hy is altyd voor jou, bokant jou, en hy is altyd groter as jy. Jou roeping is om sy dienaar te wees. En deur hom te dien, sal jy sy heerlikheid bevorder en jy sal tot sy eer lewe. En as jy daarin volhard, dan sal jy begin weet en leer wat dit beteken om saam met Jesus te wandel. En daarom moet ek en jy volhard in ons wandel met God. En daarom sal hy vir ons dit nog steeds sê, al is ons 40 jaar oud, al is ons 80 jaar oud, en al is ons selfs soos Abraham, 99, lewe naby my en wees opreg, sê die Here vir ons. Kom ons maak ons oë toe, dan bid ons saam. Hemelse Vader, kom help my om altyd in U teenwoordigheid te wees en tot U verheerliking te leef, om saam met U die pad te bewandel. Ek vra dit in U naam alleen. Amen. Baie dankie julle. Julle moet 'n wonderlike, geseënde dag hê. Ons praat weer môre. Totsiens.